Wow. Jy het vandag die belangrikste besluit van jou lewe geneem. Om jou hart en jou lewe vir Jesus Christus te gee. En ons is opgewonde saam met jou. Lukas 15 vers 7 sê daar, vandag is daar 'n partytjie, 'n feesviering in die hemel, omdat jy jou lewe vir Jesus Christus gegee het. Jy is 'n deel van God se familie. Ons is saam met jou opgewonde. Dis nie net 'n keuse nie, dis 'n nuwe begin. En jy vandag is 'n nuwe mens. 2 Korinte 5 vers 17 sê: As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Vandag is jy nuut gemaak, 'n nuwe skepping, omdat jy jou lewe vir Jesus Christus kom gee het. Romeine 10 vers 9 tot 10 sê: Hy sê die volgende: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy in jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy die ewige lewe hê. Met die mond bely ons, met die hart glo ons. En dit vat my en jou na 'n nuwe plek, 'n nuwe huis, 'n nuwe familie waaraan ek en jy behoort. Ek is so opgewonde vandag om saam met jou net hierdie journey van jou lewe te begin. Ek is opgewonde vandag om vir jou te sê dat hierdie is jou huis en ons is jou familie. Ek wil vandag vir jou sê dat jy hoef nooit weer alleen te wees nie. Ek wil vandag vir jou sê ons telefoonnommers is tot jou beskikking. Ons tyd is tot jou beskikking om saam met jou te kuier en saam met jou te wees en saam met jou fees te vier, omdat jy in die nuwe gesin is. Maar meer as dit, om saam met jou te groei en te sien hoe jy die wêreld vir Jesus Christus gaan verander. So laaste skrifgie wat ek net wil aanhaal hierdie begin, 1 Johannes 1 vers 9. As jy jou sondes bely, is God getrou en regverdig. Sal hy jou sondes vergewe en jou reinig van enige ongeregtighede. Vandag toe jy ja gesê het in die diens vir Jesus, vandag toe waar ook al jy was, toe jy Jesus aangeneem het en jy het ja gesê en gesê Here vergewe my sondes, maak my vry van my gisters, is hy getrou en regverdig. Ek en jy nie altyd nie, maar hy is, om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtighede. Maar die groot vraag nou is, wat is die volgende stap? Jy het jou lewe vir Jesus gegee? Jy's nuut gemaak? Ons gaan 'n bietjie later praat oor die doop wat voorlê, maar wat nou? So die heel eerste ding wat ek vanoggend vir jou wil sê, as ons praat oor nou wat nou is, wil ek vir jou sê soos wat Jesus gesê het vir die vrou by die put. Hy sê, gaan dan heen en sondig nie meer nie. Dis die heel eerste stap. Maak klaar met gister. Om klaar te maak met gister beteken ek moet vandag embrace. Beteken ek moet deel word van die nuwe familie. En wat dit sê wat dit sê in die woord is om ek en om my en elkeen wat in die gebou is, elkeen wie dit doen kry, om ons te embrace en om 'n lewe saam met ons te lewe. Om nie perfek te wees nie, want ek en jy is nie perfek nie, maar om 'n lewe te lewe waar ons konstant in mekaar se teenwoordigheid is en ons maak klaar met die dinge van gister. Gister is verby. Die sonde van gister is verby. Die stories van gister is verby. Vandag is 'n nuwe lewe. Moenie teruggaan na gister toe nie. Die tweede ding wat ek vanoggend wil sê is van wat nou is presies dit wat Jesus gedoen het. Elke keer as hy met iemand werk en hulle ontdek het hy's Christus, soos die vrou by die put in Johannes 4, dan sê hy van gaan en vertel jou storie. Ek is mal oor die skrif in Openbaring 12 vers 11 wat sê, hy sê ons oorwin die vyand met die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Share wat met jou gebeur het. Ek wil vir jou sê jy het nie 'n teologiese skool nodig nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy het nie nodig om disipelskap kursusse te begin nie voor jy hoef te praat nie. Jy kan nou al vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Die ou lewe is weg. Die ou lewe is weg. Jy's 'n nuwe mens. Daar's mense daar buite wat jou ken, wat jou onthou vir wie jy was. Vertel hulle hoekom is jy anders? Vertel hulle van Jesus en wat binnekant jou gebeur het. Jy sien, want al mense gaan dalk jou gisters onthou, maar God sê ek onthou dit nie meer nie. Hebreërs 8 vers 12 sê ek sal jou sondes nooit weer aan dink nie. Jou ou lewe is verby.
Jou ou lewe is verby. Ek dink nooit weer daaraan nie, sê die Here. So share soveel as mense as wat jy kan oor wat het met jou gebeur. En bly weg van die sondes van gister. So nou begin die reis. Nou begin die nuwe journey. En hier's 4 belangrike dinge wat vir my belangrik is. En nie omdat ek dit uitgedink het nie, maar omdat ek dit in die woord gelees het en verstaan van die woord uit wat jy nou moet doen. Jy sien jy het jou hart vir die Here gegee. Jy draai jou rug op die sonde eerste. Tweedens, jy vertel. Maar die derde ding wat ek met jou wil share is kuier met Jesus. Die derde ding waarmee jy jouself kan besighou is, Jesus sê in Matteus 6, as die disippels van hom vra, Here, hoe moet ons bid? Dan sê hy vir hulle daai gebed van Matteus 6, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En ek gaan nie die gebed nou met jou deurloop nie, maar jy kan hom daar gaan lees in Matteus 6. Maar een van die dinge wat ek vir jou wil share en wat vir my belangrik is verhouding met Jesus. Maar wat is verhouding? As jy vir my sê, Quentin, maar ek verstaan nie verhouding met Jesus nie, wil ek vir jou sê, is eintlik baie eenvoudig. Verhouding met Jesus is nie 'n moeilike ding nie. Van kleins af het jy gepraat. Van kleins af praat jy met jouself. Van kleins af as jy loop met gedagte en sê jy vir jouself goeders. Jy het gesels met mense. Jy is eintlik al ingeoefen om verhouding te hê. So ek wil jou vra om iets te verander. Begin nou met God praat. Sê Here, as jy loop, sê Here, hier's ek. Ek ken nie al die antwoorde nie. Ek ken nie alles nie, maar laat u naam geheilig word. Matteus 6. Here, ek weet nie hoe nie, maar u is die koning van my lewe. En ek gee die eer vir alles. Here, laat my vandag nie in die versoeking kom nie. Begin bid oor, sê Here, beskerm my, bewaar my, Here. Verlos my van die bose, Here. Here, help my om mense te vergewe wat teen my gesondig het. Here, gee my vandag my behoeftes wat ek nodig het. Help my om verander te help. Here, want aan u kom toe al die eer, al die lof, al die aanbidding. Dit is 'n eenvoudige konsep van net met God praat. Praat met hom oor vergifnis, praat met hom oor voorsiening. Praat met hom oor die weerhou van versoekings. Praat met hom oor aanbidding, hoe groot hy is en hoe goed hy is en wat hy vir jou gedoen het. En gee hom al die eer. Eenvoudige beginsel en doen dit die heeltyd oor en oor. Hierdie stap is my belangrikste. Spandeer tyd saam met Jesus. Lees jou Bybel. As 'n ou liedjie in die kerk wat sê lees jou Bybel en bid elke dag. Maar Timoteus 3 vers 16 tot 17 jy kan gaan lees. Die Bybel help jou om te leer, om reg te leef en God se wil te verstaan. Lees die Bybel elke dag. En ek verstaan soms dit vir jou 'n moeilike boek, maar nou het jy hart vir die Here gegee het. As die Gees van God in jou kom woon en in jou huis kom maak en hy sal die skrif vir jou openbaar. Vra vir hom, Heilige Gees, wys my wat staan in hierdie boek geskryf. Begin by 'n eenvoudige plek en die lekkerste plek vir my in die Bybel om te begin lees is die boek van Johannes. Want dit voel vir my vir Johannes so amper so 'n digter is, die stories wat hy skryf, die lei my hart so mee. Begin lees uit Johannes uit. Tweedens, dan sal ek as ek jy was, gaan ek in Handelinge begin lees. Die storie van die kerk. Hoe mense tot bekering gekom het, gevul word met die Heilige Gees, gedoop word en hoe hulle gaan om die storie van Christus oral te verkondig. Onthou ek het vir jou gesê in die begin, heel in die begin, vertel jou storie. Jy lees dit in Handelinge. Lees dan Matteus, Markus, Lukas, wat die storie van Jesus weer vertel, sodat jy kan vasmaak in jou hart. As jy klaar daai boeke gelees het, begin by die moeilike boeke, Romeine. Vra vir die Here, openbaar vir my Romeine. Romeine is een van my favorite boeke. As jy Romeine 7 lees, Romeine 8 lees, Romeine 6. Dis boeke wat my so stig, gaan lees dit. So begin jou journey om Bybel te lees. Dan die laaste ding wat ek vandag vir jou wil sê is, sluit aan by 'n kerkfamilie. Het jou hart vir Jesus gegee? Word deel van die familie. Hebreërs 10:25 maak jy deel van die skrifte wat jy memoriseer. Moenie die byeenkomste van die gelowiges misloop nie. Bemoedig mekaar. 'n Kerk is 'n familie. Ek het 'n goeie vriend wat my 'n storie vertel het van 'n bende en hoe om deel te word van 'n bende. En die eerste keer toe ek dit hoor, toe resoneer dit so met my hart. Ons moet mense wat hulle harte vir Jesus gee, deel maak van die familie, dat dit nooit sal losmaakend kan wees in die toekoms nie. Ek wil hê jy moet deel vorm.
Wees deel, begin iets doen in die kerk, dien iewers, raak betrokke, groet mense by die deur, maak koffie, sê ek wil help skoonmaak, maar kom dien in jou lokale gemeente. Onthou hierdie paar waarhede wat ek vanoggend met jou wil share as 'n laaste gedagte. Jy gaan groei, maar dis 'n proses. Moenie moed opgee nie. Daar gaan kere wees waar die struggle reël is, maar hou aan beweeg. Jy gaan val en jy gaan struikel. Maar al val die regverdige hoeveel keer maar, elke keer tel die Here hom op. Ons is in 'n journey van heiligmaking. Dit beteken ons word al hoe meer soos Jesus. Maar ons is nog nie daar nie. Ons is op pad soontoe. So staan op, al maak jy foute, moenie bang word nie, moet dit nie wegsteek nie, moet dit nie toemaak nie. Kom gesels met 'n geestelike leier, kom gesels met jou groepleier, kom gesels met iemand en sê ek het geval. En daai mense as hulle jou veroordeel, dan hoort hulle selfs nie die kerk nie, want my en jou werk is nie veroordeling nie, dis om mense op te tel en saam met ons te vat en sterker te maak. Wanneer die vyand vir jou jok, onthou, hy kom soos 'n engel van die lig. Hy gaan vir jou jok, hy gaan jou vertel van gister. Hy gaan jou vertel van jou foute. Wil ek jou vertel, lees die woord, want die woord is die waarheid. Die woord sê vir jou wie jy is. En dan laastens, hou aan loop. Moenie ophou loop nie. Hou aan loop. Hou aan loop. Hou aan loop. Filippense 1:6. Hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit klaarmaak. Ek wil jou vra as jy klaar hierdie video gekyk het om die volgende kaartjie te vat van die doop, wat jy of duidelik hoe werk die doop. Maar die doop is 'n opdrag wat Jesus gee. En ons gaan in die volgende video bietjie meer daaroor praat. Maar ek wil jou sommer uitdaag hier begin. Moenie versuim om gedoop te word nie. Die Here seën jou en welkom by die familie van Christus. Ons like jou erg baie, ons is lief vir jou en ons is dankbaar om hierdie journey saam met jou te begin.